Ek groet vir u soos wat Paulus in een van sy briewe die gemeente gegroet het, deur te sê, God wat vrede gee, sal die Satan spoedig onder julle voete verpletter. Die genade van ons Here Jesus is by julle. Amen. Ek gaan vanmôre vir die 3 gedeeltes uit die Bybel lees, een uit die Nuwe Testament en 2 uit die Ou Testament. Maar dis 3 gedeeltes wat as ek dit nou sommer so aan mekaar lees, dan gaan dit vir die bietjie deur mekaar maak. Dan gaan nie wonder wat het die een nou met die ander te doen. So ek gaan begin om eers uit Matteus 6 vers 25 tot 34 te lees, en dan sal ek later, soos wat ek aangaan in die boodskap, vir ook die ander 2 gedeeltes lees, en dan hoop ek dat jy die lyn sal volg wat ek met die 3 gedeeltes wil probeer trek. Matteus 6 vers 25 tot 34 dan. In my Bybel is dit in die Nuwe Testament op bladsy 12. Die Bybel word van die Nuwe Testament alweer van bladsy 1 afgenommer, so al is dit nou ver in die Bybel. In die Nuwe Testament op bladsy 12, Matteus 6, daarvan vers 25 tot 34. As jy het gekry het en die Bybels oop het vir u, kom ons sluit eers die oë en vra die Here om ook sy woord in ons harte oop te maak. Wonderlike Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend toe ons oë oopgemaak het, net weer soveel herinneringstekens kon sien aan u goedheid en u sorg en u genade. Alleen maar die feit dat ons oë kon oopmaak na 'n nag se rus, en dat ons weer 'n nuwe dag kan ingaan, is al klaar vir ons 'n bewys van u genade. Die wonderlike reën wat u gestuur het, die natuur wat weer bloei. Dankie Here, dat u so goed is vir ons wat dit nie verdien nie. Here, ons wil so graag vir u wys dat ons dit waardeer, dat ons meer as net dit waardeer, dat ons nie sonder u kan leef nie, dat ons alles aan u wil gee. En dis hoekom ons hier na u huis toe kom, om by u 'n woord te hoor, wat vir ons sal help, om elke dag nader en nader aan u te leef, om al meer aan u vas te hou. Want Here, u weet hoe ons lewe lyk. U weet wat daar is, wat ons onder druk plaas, wat ons aandag van u aftrek, wat maak dat ons partykeer vergeet van u, en dan wonder, waar is u, wanneer ons u nodig het? En daarom is ons gebed maar net, dat u self vanmôre dit in ons harte sal stilmaak, dat u al hierdie ander gedagtes, wat ons aandag aftrek van u woord af, dat u dit sal wegneem. Ja, dat u ook die onbeholpenheid van my as prediker, en ander predikers wat vanmôre u woord verkondig, dat u dit sal wegneem, en sal keer dat dit 'n struikelblok mag wees, sodat alleen maar u woord wat lewe gee, mag spreek tot hulle wat luister. In Jesus se naam. Amen. Matteus 6 dan van vers 25. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie, en hulle maak nie in skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met 1 enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op, hoe groei die veldlelies. Hulle swoeg nie, en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, self Salomo in al sy pragt was nie gekleed soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges? Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie? Dis alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee,
Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Net tot sover. Ek dink jy het almal hierdie gedeelte al ook baie keer gehoor. Vir my is die laaste vers altyd die treffendste van hierdie uitspraak van Jesus, wanneer hy sê, moet jou nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Ek dink ons almal sal hierdie onderstreep en sê, dit is 'n waar woord wat Jesus hier gespreek het. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Hierdie gedeelte vorm dan deel van die sogenaamde bergrede of bergpredikasie, soos ons dit altyd genoem het, van Jesus. Hierdie bergpredikasie begin in Matteus 5 en dit loop tot aan die einde van Matteus 7. En dit word so genoem omdat Matteus in die begin van hierdie gedeelte sê hy, hier in Matteus 5 vers 1 sê hy, Jesus het teen die berg opgegaan om met die skare mense te kan praat. In Lukas 6 vers 20 tot 49 kry mense soortgelyke gedeelte en baie van hierdie temas, baie van die woorde van Jesus word net so in Lukas herhaal. Maar Lukas sê weer, Jesus het op die gelykte onder die berg gaan staan en hy het met sy disippels gepraat, nie met die ander mense nie. Maar dit maak nou nie saak of hy op die berg was en of hy op die gelykte was en of hy met sy disippels gepraat het en of hy met al die mense gepraat het nie. Waaroor dit wel gaan en wat duidelik is dat beide Matteus en Lukas het in hierdie gedeelte probeer om die belangrikste uitsprake van Jesus saam te vat. Dalk het dit nie alles op een tyd gesê nie, dalk was dit nie so een lang aan mekaar preek soos wat hulle dit nou hier in die Bybel geskryf het nie, maar wat hulle wel gedoen het, hulle het die dinge wat vir Jesus die belangrikste was, probeer saamvat, wat hy gesê het. Ons kan as het ware sê, dit was Jesus se beleidstoespraak. Soos wat 'n politikus, wanneer hy homself verkiesbaar stel, op een of ander stadium vir die mense sê, dit is waarvoor ek staan, dit is waarin ek glo, daarom moet julle vir my stem. Dit is wat Matteus en Lukas ook hier saamgevat het, waar Jesus vir sy disippels, vir sy volgelinge, vir ons vandag ook sê, dit is hoe ek dinge sien, dit is hoe ek wil hê julle moet lewe, dit is wat julle moet doen om gelukkig te wees in julle lewe. Nou, toe ek 'n bietjie opgelees het oor hierdie spesifieke gedeelte, het ek agtergekom, daar is mense wat nogal baie maak van hierdie uitspraak van Jesus, moet jou nie bekommer of moenie bang wees nie. Mense tel mos baie keer, hoeveel keer kom dinge voor in die Bybel, en nou is daar mense wat beweer, dit is die uitspraak, of dit is die uitdrukking wat die meeste kere in die Bybel gebruik word. Moenie bang wees nie, moenie jou bekommer nie, moenie besorg wees nie. Daar is van hulle wat sê, dit kom 365 keer voor, en dan wil hulle dit aanhak by 365 dae van die jaar. Nou, dit is nie iets wat ek baie van hou om so te tel nie, want al klaar, dit hang af van wat se vertaling van die Bybel jy gebruik, of jy hierdie uitdrukking gaan raaklees of nie. Maar wat wel waar is, en wat 'n mens wel hier kan sien in hierdie gedeelte, is dat Jesus het hierdie saak belangrik genoeg geag, dat hy dit deel gemaak het van sy beleidsverklaring. Dit is vir hom een van die belangrikste dinge, dit wat hy hier gesê het, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink, of julle liggaam, wat julle moet aantrek nie. Die lewe is belangriker as kos en die liggaam as klere. Dit was vir hom so belangrik, dat dit 'n sentrale gedeelte van sy uitsprake van hierdie bergpredikasie gemaak het. Trouwens, ek het so vinnig gekyk, ek dink amper dit is die langste gedeelte, of die onderwerp waaroor hy die meeste gesê het. Maar toe ek nou verder daaroor nadink, toe besef ek, hierdie is nou een van daardie uitdrukkings, wat ons as mens so maklik misbruik tot ons eie voordeel. Kyk, die mense, het was nou van die begin af baie slim gewees. En as God sê, jy moet nie dit doen nie, dan het hy baie gou redes gekry om dit juis te gaan doen.
En so is daar mense wat wil redeneer, as dit dan nou so is dat God vir alles sorg, dan hoef ek mos nou nie meer voorsiening te maak vir môre nie. Ek hoef nie te werk nie, ek hoef nie verantwoordelikheid te vat vir my lewe nie, ek hoef nie te spaar nie, ek hoef nie weg te sit vir my ou dag nie, die Here sal mos sorg, dis wat hy gesê het. En so verdraai mense baie maklik weer hierdie woorde. As Jesus hier in Matteus 6 sê, moet jou nie bekommer oor jou lewe nie, dan kan hy tog nie daarmee bedoel, dat ons sonder sorg vir die toekoms moet lewe nie. Dat ons soos 'n volstruis moet wees wat sy kop in die sand steek, of dat ons 'n laat maar gaan houding van laat Gods water maar oor Gods akker loop moet inneem nie. Daar's te veel ander gedeeltes in die Bybel wat vir ons sê dat ons verantwoordelikheid aan die dag moet lê, dat ons moet sorg dra vir die toekoms. Dink maar aan die bekende Spreuke 6, waar hy sê, gaan kyk na die muurleier, kyk hoe hy werk en leer by hom. Hy het nie 'n leier nie, 'n opsigter of 'n regerder nie, tog maak hy sy kosvoorraad reg in die somer, versamel hy sy voedsel in die oestyd. Hoe lank gaan jy nog lê, luiaard? En wanneer gaan jy opstaan? Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie hande vrou en bly lê, en daaroor val die armoede jou soos 'n rower, en daaroor rompel die gebrek jou soos 'n inbreker. Ook in Prediker 11 sê, saai jou saad in die môre en gaan in die laatmiddag daarmee voort. Jy weet nie watter van die twee sal 'n oes lewer nie, en of al twee ewe goed sal wees nie. In ander woorde, en daar is baie sulke ander gedeeltes wat ek vir julle sou kon aanhaal. Die Bybel leer vir ons om verantwoordelik te wees, om van ons kant af ons bes te doen om te sorg vir dit wat vir ons in die lewe voorlê. Verantwoordelike sorg vir môre en goeie beplanning vandag behoort juis dan ons bekommernis uit die weg te ruim. En dit is wat ek dink wat Jesus hier probeer sê. Ons moet net vertrou, as ons volgens God se wil gesorg het en beplan het, dan sal hy ook sorg dat dit vir ons genoeg is. En selfs as die ergste waaroor ons besorg was gebeur, of as ons beste beplanning skeefloop, sal God nog steeds sorg. Want weet jy, een van die name in die Ou Testament vir God is Yahweh Jireh, en dit beteken God wat voorsien. Ons moet dus eerder, en ek dink dit is wat Jesus hier probeer sê, ons moet eerder die klem laat val op wat God doen, as op wat ons doen. Die feit dat God voorsien vir ons, maak ons nie los van ons verantwoordelikheid nie, maar dit maak ons los van daardie onnodige rondrol in die nag. Daardie siek word van bekommernis en sorge. Hulle sê mos, die ergste siekte in ons tyd is depressie, omdat mense juis hierdie dinge nie verstaan nie, omdat mense nie kan ophou en nie kan help om hulle self siek te maak oor wat dalk kan gebeur nie. En dit is wat ek dink wat Jesus hier probeer sê. As ons net elke keer onthou dat God aan die einde van die dag voorsien, ten spyte van wat ons ook al doen, dan kan dit vir ons rus in die gemoed gee. Maar nou weet ek, dis een ding om Matteus 6 reg te verstaan, om te probeer reg verstaan wat Jesus hier bedoel het. Maar dis 'n ander ding om hierdie woorde toe te pas, om prakties daarvolgens te lewe. Dis nie so maklik nie. Al weet u self ook dat 99% van die goed waaroor ek my al bekommerd in die verlede het nooit gebeur nie. Help dit nie dat ek môre my maar weer bekommer en weer wakker lê en weer myself siek maak oor kommer en vrees nie. En dis hoekom ek vir nog 2 gedeeltes wil probeer lees vanmôre. Ek wil kyk aan die hand van 2 verhale van 2 mense uit die Bybel, wat dalk vir ons 2 sleutels kan gee om ons so bietjie te help om hierdie onnodige kommer, hierdie siek word van bekommernis, om dit te bowe te kom. En dit is interessant dat al 2 hierdie stories begin in 'n klein dorpie hier in die suide van Israel, so op die rand van die woestyn, 'n dorpie Berseba. Die eerste verhaal is die verhaal van Abraham, toe hy sy seun Isak moes gaan offer, en ons kry dit in Genesis 22.
Kom ek lees dit vir u. 'n Ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isak, wat jy lief het, en gaan na die landstreek Moria toe, en offer jou seun as 'n brandoffer daar, op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal, en hout gekap vir 'n brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat, en ook sy seun Isak. En toe het hy vertrek na die plek toe, wat God vir hom aangewys het. Op die 3de dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie, ek en die seun gaan daar aanbid, en dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug getel, en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle twee so saamloop, sê Isak vir sy pa, Pa? En Abraham antwoord, ja my seun. Toe vra Isak, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. En daarna het hulle twee saam verder gestap, en toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reggesit, en sy seun Isak vasgebind, en op die altaar neergesit, bo op die hout. En net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom, Abraham, Abraham. En hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. En toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek, die Here voorsien. En daar word nou nog gesê, op die berg van die Here word voorsien. Dit is tot sover. Dink jy 'n bietjie in Abraham se gemoedstoestand. Dit word nie hier vir ons vertel nie, maar was daar al ooit 'n mens wat groter rede gehad het tot bekommernis? Was daar al ooit iemand wat 'n groter besorgdheid in sy hart moes rondgedra het as Abraham, toe hy hierdie verskriklike opdrag kry? Vat jou seun, jou enigste vir wie jy lief is, staan hier nogal. Jou seun vir wie jy so lank moes wag. Onthou hoe oud was Abraham en sy vrou Sara al, dat hulle al gelag het toe die Here nog steeds vir hulle sê, julle gaan 'n seun kry. Vat jou seun wat die bewys is van die belofte dat jou nageslag groot gaan wees. Onthou jy toe die Here vir Abraham geroep het en gesê het, jy moet die vreemde intrek tussen jou vyande, tussen afgodsdienaars, en Abraham dit gedoen het, net maar agter die belofte van God aan. En hoe lank moes hy wag voor hierdie belofte vir hom sigbaar geword het en Isak gebore is. En nou kry hy die opdrag, vat hierdie seun van jou, gaan offer hom op die plek wat ek jou sal aanwys. En Abraham kon dit met niemand bespreek nie. Hoeveel keer maak ons nie ook ander mense moeg met ons klagtes oor ons kommer en ons sorge nie? Ag, ek ken ook mense wat so swaar trek aan hulle kommer en sorge, dat jy hulle amper vermy, want hulle maak die lewe vir jou meer onaangenaam. Maar Abraham kon dit met niemand deel nie. Hy kon nie met Sara daaroor praat nie. Hy kon nie met die slawe wat hy saamgeneem het daaroor praat nie, en ook nie eers met sy seun Isak nie. Hoe verskriklik moes hierdie opdrag nie in sy gemoed gedwaal het nie. Wat dan van die belofte van 'n groot nageslag, waarvoor hy so baie opgeoffer het en so lank moes wag? Maar behalwe dit, hoe maak 'n mens jou eie kind dood? Ek dink my in, hoe kon hy in die aand aan die slaap geraak het? En hoe kon hy weer elke oggend opstaan en verder trek, vir 3 dae lank, met hierdie besorgdheid, hierdie kommer in sy gemoed? Al wat vir hom die moed gegee, dink ek, om van Berseba af weg te trek en vir 3 dae elke oggend op te staan en verder te trek, was die vaste oortuiging, die Here sal
voorsien. Jahwe, Here. En daarom, toe Isak ook vir hom vra, pa, maar hier is die hout en die vuur en die messe, maar waar is die lam wat ons gaan slag? Toe was dit ook die woorde waarmee hom kon antwoord. Die Here sal voorsien. En ek wil glo, dit was ook uiteindelik die vaste oortuiging wat hom die moed gegee het om die mes op te tel en sy seun in die oë te kyk en gereed te maak om, soos wat die Bybel dit hier so griesam beskryf, om sy seun te slag. Jy sien, Abraham se besorgdheid, en as daar ooit 'n mens was wat rede gehad het om erg bekommerd en erg besorgd te wees, dan was dit Abraham. Maar dit het nooit oorgeslaan in 'n verlammende, beangste, uitsiglose bekommernis nie. En hier op die berg van die Here, die berg waar die tempel later gebou sou word, hier het God voorsien. Want dis hoe Abraham vir God leer ken het. Abraham kon terugkyk op sy lewe en sien hoe dat God elke keer vir hom langs die pad voorsien het, wanneer hy hom nodig gehad het. Hy kon terugkyk na 'n lang pad, waarlangs God vir hom gelei het en vir hom gesorg het. Van die dag toe God hom geroep het om die vreemde in te trek, net maar agter 'n belofte aan. As jy weer, ek gaan nie vir dit alles aanhaal nie, maar as jy weer daardie verhaal gaan lees, sal jy sien hoe dat Abraham baie keer vasloop. Daar in Egipte, toe hy gemaak het of Sara nie sy vrou is nie, in die farao van Egipte toe vir haar wou afneem, of haar by hom wou afneem, hoe dat hy elke keer vasgeloop het in 'n doodloopstraat, en dan het God maar weer vir hom 'n uitweg voorsien. Toe God hom geroep het, soos ek vir u gesê het, moes hy die vreemde ingaan, net maar agter 'n belofte aan, en vir jare het dit gelyk of hierdie belofte nie gaan waar word nie. Op 'n stadium het hy self planne gemaak en by 'n slavin 'n kind verwek. En tog, toe hulle al so oud was dat dit lagwekkend gelyk het om nog 'n kind te hê, toe het God voorsien en toe is Isak gebore. En dit is die eerste sleutel wat ek dink wat vir ons kan leer, dat ons sorge en ons bekommernis ons nie lam lê en ons siek maak nie. As ons in die nag lê en rondrol, kan ons eerder terugkyk op ons eie lewe en net weer onthou en net weer raak sien, hoeveel keer het God al in my lewe voorsien? Hoeveel keer het ek al gedink ek is in 'n doodloopstraat en ek weet nie om daar uit te kom nie, en dan het God weer vir my 'n uitweg voorsien waaraan ek nie eers gedink het nie. Elkeen van u sal dit in die eie lewe raak sien, as u net maar daarna soek. Miskien sien ons dit nie raak nie, omdat ons baie keer dink, dit was in ons eie krag dat ons dit reg gekry het. Ek weet nie of jy al die storieetjie gehoor het van die man wat op 'n dag 'n vliegtuig moes haal, wat vir hom 'n baie belangrike stadium in sy lewe, iets wat hy moes gaan bywoon, en hy was 'n bietjie laat gewees, en op pad na die lughawe toe, hou hy aan bid, Here asseblief, help tog, dat ek naby 'n parkeerplek sal kry, anders gaan ek hierdie vliegtuig mis, en ek gaan hierdie kans in my lewe verloor, en hy, terwyl hy nog so bid, sê, toe maar Here, moenie meer worry nie, ek sien self 'n plek. Het hy nooit besef, maar die Here het eintlik sy gebed verhoor en gedink dis in sy eie goeieheid, sy eie krag, wat hy die plek raak gesien het. Dit is maar 'n grappie, maar is dit nie baie keer wat ons ook dink, as ons oor ons lewe dink, dis ek self wat 'n plan gemaak het, dis ek self wat uit die moeilikheid uitgekom het, terwyl eintlik is dit juist die Here wat vir my daar uitgelei het. As ons eerlik en opreg terugkyk op ons lewe, en dan is dit dalk die sleutel wat ons kan help om bekommernis te bowe te kom, dan sal ons sien, hoeveel keer het God nie vir ons voorsien, toe ons gedink het, ons weet nie om daar uit te kom nie. Maar weet jy, selfs dit is nie altyd genoeg nie. Die tweede storie wat ek vir julle wil lees, speel baie geslagte later af, in 1 Konings 19. 1 Konings 19 van vers 1 af, dit is die verhaal van Elia, een van die groot profete in Israel. Elia wat in die tyd van Agab opgetree het, en net nadat
hy toe die profete van Baal uitgedaag het en hulle oorwin het en hulle die profete van Baal op die ou en doodgemaak is, dan lees ons van vers 1 af in 1 Konings 19. Agab het toe vir Isebel, dis sy vrou, vertel wat Elia alles gedoen het en ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Isebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur en vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete nie. Elia het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. En toe hy by Berseba in Juda kom, weer Berseba waar Abraham ook vandaan vertrek het, toe het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy self egter het 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan hy lê en hy daar onder die besembos in die slaap geraak. En toe hy hom weer kom kry, skud 'n engel aan hom en sê, word wakker, eet. En toe hy opkyk, toe sien hy by sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet, en deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte loop, tot by Horeb, die berg van God. En hy het 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring. En toe het die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord toe, ek het my met my hart en siel gewy aan die saak, Here, almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly en hulle soek om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here. Ek wil verbygaan. En skielik was daar 'n sterk wind, wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. En toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, ek het my met hart en siel gewy aan u saak, Here, almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, draai in jou spore om na die Damaskuswoestyn en as jy daar gekom het, moet jy vir Hazael salf tot koning van Aram. En jy moet ook vir Jehu seun van Nimsi salf tot koning van Israel. En vir Elisa seun van Safat uit Abel Mehola moet jy salf tot profeet om jou op te volg. Dan sal dit so wees, wie Hazael se swaard vryspring, Jehu sal hom doodmaak. Wie Jehu se swaard vryspring, Elisa sal hom doodmaak. Maar ek sal in Israel die 7000 laat oorbly, wat nie die Baalbeeld aanbid het nie. Lees dit tot sover. Jy sien, Elia het ook, soos Abraham, sekerlik baie rede gehad tot groot kommer. Hy het so pas gehoor dat die koningin Isebel die doodsvonnis oor hom uitgespreek het. En Elia kon eintlik net soos Abraham terugkyk op 'n lewe waarin God wonderlik vir hom voorsien het. As jy die verhaal van Elia gaan lees, dink maar aan die tyd toe die kraaie vir hom kos aangedra het. Daar toe hy ook vir Isebel moes vlug. En toe die weduwee se kruik nie leeg geraak het nie. En toe hy haar seun lewend gemaak het. En dink aan nou net voor hierdie gedeelte hoe hy die profete van Baal uitgedaag en hulle belaglik gemaak het en hulle op die ou end oorwin het, toe God elke keer vir hom op 'n wonderwerk manier voorsien het. Selfs in hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, hoor jy hoe dat God hom wakker gemaak het en vir hom kos gegee het om te eet en dat daardie kos hom in staat gestel het om 40 dae en nagte ver te loop. Alles dinge wat in sy lewe gebeur, maar dit het nie gehelp om hom uit sy besorgdheid, uit sy bekommernis, uit sy jammerkry vir homself
op te trek nie. As jy hoor wat hy elke keer vir die Here sê, dan hoor jy 'n mens wat homself bejammer. Sê, ag Here, ek het so hard gewerk, ek het alles gedoen wat U wil, maar dit het nie gehelp nie, ek is nou al een wat oorgebly het, so daarom wil ek lieweste nou maar bedank, en daarom wil ek maar liewes opgaan. So hierdie sleutel wat ek gesê het, wat Abraham gehad het, om terug te kyk op 'n lewe en te sien hoe God voorsien, was nie genoeg vir Elia nie. Hy kon nie eers verder as 1 dagreis van Berseba af vorder nie. Anders as Abraham wat daarom 3 dagreise ver moes volg. Miskien het alles vir Elia net te vinnig en te kort op mekaar gebeur. Miskien het hy nie so 'n lang lewe soos Abraham gehad, waarin hy kon leer om op die voorsienigheid van God te vertrou nie. Maar wat die rede ook al was, dit het gekos dat God weer vir hom moes voorsien, dat God weer 'n engel moes stuur om vir hom te sorg, sodat hy by die berg van die Here, hier is dit die berg Horeb, in die Sinaï woestyn, dat hy daar kon uitkom. En daar het God weer vir hom die krag voorsien. Daar het God vir hom 'n sleutel gegee om sy bekommernis te oorkom. En in Elia se geval was daardie sleutel die besef, ek is nie alleen nie. Ek is nie die enigste nie. Toe God vir hom sê, daar is nog 7000 soos jy, wat nie die knie voor Baal gebuig het nie. Jy hoef jouself nie te bejammer nie. Daar is nog 7000 ander, wat ook deur Isebel vervolg word. Wat ook net soveel rede soos tot kommer het soos jy. Wat miskien nog groter rede tot kommer het as jy. Miskien help dit ook vir ons, as die kommer dreig om ons te oorval. As ons vergeet van God se voorsienigheid in ons lewe, as ons maar net 'n slag aan weer onthou, ek is nie al een wat onder sulke druk verkeer, en wat met sulke bekommernisse worstel. En daar is ander wat met dieselfde en selfs nog groter bekommernisse moet worstel. En dan kan dit ons help om ons probleme in perspektief te plaas. Ek is nie uniek nie. My bekommernis is dalk klein in vergelyking met andersin. As ek vannag in my warm bed lê en rondrol, kan ek net 'n slag onthou, daar's baie meer as 7000 wat nie eens 'n bed het om in te slaap, of 'n dak oor hulle koppe het nie, of kos om te eet nie. Ek is nie die enigste wat besorg is oor 'n spesifieke probleem nie. Nee, daar is duisende wat reeds beleef het waaroor ek nou besorg is, en selfs erger dinge moes beleef. En dalk help dit my. Dalk kan hierdie 2 sleutels my help om vas te hou aan God wat sorg. God wat sorg vir die wilde voëls en die veldlelies. God wat die naam dra, Jahwe Jireh, God wat voorsien. Mag die Here ons help om in die week wat voorlê, wanneer ons weer ons vasloop teen die besorgdhede van die lewe, die stres waarvan mense praat, dat ons hierdie 2 sleutels kan gebruik om dit te bowe te kom. Om op die ou end nie ons eie besorgdheid, ons eie bekommernis toe te laat om ons lewe oor te neem nie. Maar soos Jesus gesê het, om eerste die koninkryk van God te soek. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U ken ons beter as wat ons onsself ken. U ken die tyd waarin ons leef. 'n Tyd waarin daar geweldig baie eise aan ons gestel word. 'n Tyd waarin daar baie redes is tot kommer. 'n Tyd waarin dit amper mode geword het, dat mense aan depressie ly, dat mense pilletjies gebruik om aan die slaap te raak, en pilletjies gebruik om weer op te staan en die dag deur te gaan. Here, maar al is die lewe ook hoe bedreigend, en al is daar soveel rede tot bekommernis en besorgdheid in ons lewe, is dit nog nie 'n verskoning dat ons vir U sal vergeet, dat ons nie raak sien dat U die God is wat voorsien in ons lewe nie. En daarom wil ek in die eerste plek vergifnis vra, Here.
Dat ons so op ons eie kragte vertrou, dat wanneer ons dalk misluk, wanneer dinge nie uitwerk soos ons gedink het nie, dat ons dan verval in selfbejammering, en dat ons soos Elia eerder agter 'n besembos wil gaan lê en wens dat ons sal doodgaan. Ek bid, Here, dat U ons sal help om die sleutels wat U in die woord gee, en daar is ook nog baie ander, om dit te gebruik om aan U vas te hou, om dit te gebruik om ons bekommernis stil te maak. Dat ons weet, as ons met verantwoordelikheid gewerk het en gesorg het vir môre, kan ons dit maar net aan U oorlaat, want U is die God wat voorsien. Ek bid vir elke mens wat vasgevang is in depressie en selfbejammering, wat siek is as gevolg van hulle sorge. Wil U vir ons wat bely dat ons in U glo, wil U vir ons help om so U koninkryk eers te plaas, dat ons vir hulle 'n boodskap kan bring, dat ons hierdie sleutels ook vir hulle kan leer. Daarom, Here, wil ek in die besonder ook hierdie hele gemeente aan U opdra. Maar dinge weer begin van môre af, met die skole wat open, die werksaamhede wat normaal sal voortgaan vir die res van hierdie jaar, en waar die einde van die jaar so vinnig nader kom, dat ons partykeer ook daarvoor bang word. Wil ek bid, Here, dat U hierdie gemeente sal seën in hulle werksaamhede, dat hulle bekend sal staan as 'n gemeente waarin U koninkryk eerste gestel word. Gaan so met elkeen van ons, dat ons hierdie week tegemoet kan gaan met 'n lied in ons hart, omdat ons vir U ken as God wat voorsien. In Jesus se naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.